Shabbat Shalom. En Shabbat Shalom van my Dit ou. is goed om julle weer te sien. Ja, en baie welkom. En mag hierdie tyd wat ons 'n bietjie saam studeer, mag dit vrugbaar wees. En ek het vroeër het ek hierdie skrif hier vir die wat vroeg ingeskakel het gelees, maar ek wil dit weer vir julle lees. 1 Petrus 4 vers 11. As iemand praat, laat dit wees soos woorde van Elohim. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat Elohim verleen, sodat Elohim in alles lof toegebring kan word deur Yeshua, die Messias, aan wie die eer en die krag toekom tot in alle ewigheid. Amen. So, dit sê meer as wat ek hoegenaamd kan sê. Kom ons benader hierdie tyd van saamstudie en ons kyk wat dit is wat Vader vir ons wil vertel. Mag roog kragtig vloei en mag ons ore oop wees en mag ons hierdie die boodskap kry wat hy vir ons wil gee. Dit is nie so 'n maklike leergedeelte nie en is ook nie iets wat mense baie graag wil leer nie of wil lees nie, want hulle vra die vraag, is hierdie proses vandag nog van toepassing? Kom ons kyk wat dit is wat Vader vir ons wil gee, maar heel eers Tehillim 106 en 'n gedeelte van 120 wat saam met hierdie parasha gaan. Onthou net hierdie parasha is 'n dubbele parasha, Tazria Metzora, en ons moet dit maar net so half in ons agterkop hou. Party jare is hy geskei, maar hierdie jare is die twee word hulle bymekaar gevoeg. Tehillim 120, 'n bedevaartslied. Ek roep Jahwe aan in my benoudheid en hy verhoor my. O Jahwe, red my siel van die valse lippe, van die bedrieglike tong, want hy sal jou gee, of wat vir jou daaraan toevoeg, o bedrieglike tong, skerp pyle van 'n held, saam met gloeiende kole van besembosse. Wee my dat ek as vreemdeling vertoef in Messig, dat ek by die tente van Kedar woon. Te lank al woon my siel by die wat vrede haat. Ek is vredelievend, maar as ek spreek, is hulle op die oorlog uit. Dan gee dank aan Jahwe, want hy is goed. Tehillim 106. Halleluja, loof Jahwe, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Wie kan die magtige dade van Jahwe uitspreek, al sy roem verkondig? Welgeluksalig is hulle wat die reg bewaar, die wat altyd deur geregtigheid doen. Dink aan my, o Jahwe, dan die welbehae in die volk. Besoek my met u heil, dat ek kan aanskou die geluk van u uitverkorenes, dat ek kan bly wees in die blydskap van die volk, my kan beroem met u erfdeel. Soos ek gesê het, ons parasha is 'n dubbele porsie, Tazria Metzora, wanneer sy vrugbaar is, en dit gaan bepraat oor 'n gedeelte van die melaatsheid, die melaatsheid aan 'n mens, aan die vel, aan die baard, aan die klere, aan die huise, aan die materiaal. Ons gaan nou nie alles so in detail doen nie, maar dit is waaroor hierdie parasha praat. Die leesgedeelte is die volgende. Uit die Torah is dit Vayikra of Levitikus 12 vers 1 tot hoofstuk 15 vers 33. Dan die Haftarah is Melakim Beit of 2 Konings 7 vers 3 vers 20. En die Brit Chadashah is Markus 5 vers 25 tot 34. Matthew 8 vers 1 tot 4. Johanan 6 vers 8 tot 13 en dan ook Lukas 2 vers 22 tot 24, hoofstuk 5 vers 12 tot 15 en dan hoofstuk 6 vers 44 tot 45. Dit is nogal 'n betreklike mondvol wat ons moet dek. Maar ja, kyk, ek wil vir jou sê, ek dink jy het nou al van tevore hierdie parasha gelees. Miskien het jy dit al baie kere gelees. En ek dink as ons almal eerlik is, dan het ons maar bietjie dit so geskiem oor dit, want hy praat oor velsiektes wat hulle dalk dink nou is nou nie meer vandag van toepassing nie. So ons het nodig om dieper te kyk daar.
Jy het dalk 10 vir jouself gesê, weet jy, ek gaan op 'n stadium maar so 'n bietjie meer terugkom en hierdie probeer behoorlik bestudeer, en dan het jy aangegaan na iets wat dalk onmiddellik vir meer nuttig gevoel het. Maar kom ons kalmeer net so 'n bietjie, soos die ou gesê het, let's just calm down to panic. Kom ons lees net rustig wat staan hier. Wat is dit wat Vader vir ons wil sê? Nou, ons gaan nie hierdie hele leesgedeelte doen nie. Jy weet, dit gaan oor die vrou wat geboorte gegee het, wat dan Tamai is. Dit gaan oor die veluitslaa en dis meer. Jy weet wat daar gebeur. Maar hoekom word daar so baie daaroor gesê, en dan kyk ons aan die einde ook na die proses. Maar julle het al klaar gesien dat ons het gekyk na die Haftara gedeelte en ons het ook gekyk na die Brit Hadashah gedeelte, want Yeshua, ons Messias, het in al 4 die evangelies het hy baie daarmee gedeel, né? So, wat ek net vir jou sê, Tazria Metzora is nie 'n mediese handboek wat jy iewers daar uit die antieke wêreld uitkry nie. Hierdie handel oor 'n storie wat gebeur wanneer iets verkeerd loop in 'n persoon se lewe, en hoe ek en jy as deel van die gemeenskap veronderstel is om te moet reageer, hoe ons moet ondersoek, en hoe ons, jy weet, moet skei, jy weet, of mense moet afskei, hoe dit gebeur dat iemand buite die kamp gaan. Daai lied was so besonder mooi, né? May I not be outside the camp, né? And miss your covering over my life, né? Maar hierdie gaan daaroor dat as iemand in 'n toestand verkeer, dan moet hulle buite die kamp gaan vir 'n bepaalde tyd. En hierdie is alles deur Jahoua bepaal. As ek vir jou moet 'n lys gee, ek het dit oorweeg om dit te doen en ek besef dit gaan sinneloos wees, maar ek sal seker 4-5 slides sal ek volmaak om vir jou te sê, Jahoua het vir Moshe gesê, Jahoua het vir Moshe gesê, weet dat hierdie kom uit die mond van Jahoua, ons Elohim, die skepper van die hemel en die aarde, né? So hy bepaal wanneer is 'n persoon dan nou 'n Metzora. Hy bepaal wanneer is 'n persoon Tamai, en wat met hulle moet gebeur, waar hulle moet wees, buite moet gaan, en hy praat oor hoe hierdie terugkeer moet gebeur. En as jy al ooit die een is wat buite was, of as jy al ooit die een was wat moes uitgaan na die uitgeworpene toe, maar jy het nie, dan gaan hierdie parasha jou vind, en hy gaan nie net vir jou vind nie, hy gaan land met jou praat. Hy gaan vir jou regtig 'n klompie goed sê. Ek het so 7 lesse hieruit geïdentifiseer, wat ek vir jou van wil vertel. En ja, ek wil dit vir jou vertel, as iemand wat die parasha gelees het, jy het dit persoonlik opgeneem, ek en jy weet albei, hierdie is nie net 'n historiese dokument nie. Weet jy wat is dit? Dis 'n werksbeskrywing. Dis 'n werksbeskrywing. Laat ek jou nou vertel van die Kohen wat die Kohanim oplei. Staan daar onder ons. Die Kohen wat die Kohanim oplei. En sy naam is Yeshua. Yeshua het deur die wêreld van die Tazria Metzora gestap. Jy weet, soos wat 'n ambagsman deur 'n werkswinkel vol gereedskap wat hy weet hoe om te gebruik stap. En hy kon elkeen van daai stukkies gereedskap kon hy optel, en hy kon elkeen van hulle gebruik. En Yeshua is die een wat 'n ondersoek kon doen sonder om 'n oog te knip. Jy sien, ons gaan sien as ons na hierdie lewenslesse kyk. Hy het geweier om lyding as straf te verduidelik. Hy is die een wat die grense oorgesteek het, en hy het na die een wat buite die kamp was, die Metzora, die Melaatse, en hy het na hulle toe gegaan. En dis in hulle wat hy werklike oomblikke van herstel ingebou het. Ek en jy sien dit in al 4 die evangelies wat die disippels geskryf het. Hy het daai drempelseisoene, en weet jy, toe ons by hierdie ding kom, en nou wil ek die Afrikaans verduidelik, want baie keer kry jy woord in Afrikaans wat, as ek gebruik nie eens die woord soos drempelseisoene nie, weet jy. Maar wat beteken 'n drempelseisoen? Dis daai seisoen, dis daai oorgangsseisoen in jou lewe, soos byvoorbeeld, daar's geboorte geskenk, daar het 'n huwelik plaasgevind, daar het 'n dood plaasgevind. So, dis daai drempelseisoene, dinge wat in jou lewe gebeur. En Yeshua het reg in dit ingestap. Hy het hoop gehad vir mense wat opgehou het om vir hulle self te kan hoop. En ons sien dat op pad na 'n dorpie toe met die naam van Emmaus nogal, het hy die hele nag oopgemaak vir 2 gebroke mense, en hy het vir hulle die patroon gewys wat deur alles loop.
en dit het in hulle harte gebrand. So hy het dit nie gedoen om enigiemand te beïndruk nie. Hoekom het hy dit gedoen? Hy het dit gedoen om sy talmidim op te lei. En so sien ons ook as jy teruggaan voor hierdie teregstelling, voor hierdie gebeure van Emmaus, het hy ook sy disippels uitgestuur. Jy kry dit in Lukas 9, Lukas 10, en hy het vir hulle gesag gegee om te gaan waar hy wat Yeshua is, sou gaan. Hy het vir hulle opdrag gegee om te doen wat hy gewoonlik doen. En hy het vir hulle die opdrag gegee om te verklaar wat hy sou verklaar. Nou die Metzora het gewoonlik na die Kohen gekom, hy het gesê ek het 'n probleem. In hierdie geval sien ons die Kohen gaan na die Metzora, die aangetaste persoon. So kan jy sien die rigting word bietjie hier omgekeer. Jy sien, hierdie is nie iets wat ek en jy gaan kan bereik as ons net harder probeer nie. Hier gaan dit oor die Kohen het 'n instink oor 'n ding. So hy leer dit vir ons. Hy leer ons daai bereidwilligheid om eerlik te kyk na wat Vader van jou verg wanneer daai eerlikheid jou gaan kos. Jy weet, wanneer jy moet uitgaan na iemand toe en sê jy is Metzora, of wanneer hy net doodeenvoudig net 'n eksaminering moet doen, net 'n ondersoek moet doen. Jy sien, dit is vir my en jou makliker om eerder in die kamp te bly en jy weet, as om uit te gaan, want dit sou vir my en vir jou soveel makliker wees. Ons is so 'n gemaksone vandag in ons lewe, nee, jy wil dit nie glo nie, maar die Messias vra nie dit van jou nie. Hy verwag van jou en van my, dat ons met geduld sal wees, die een, wat buite die kamp sal gaan, wat die Metzora gaan ondersoek, met woorde van genesing, in tye wanneer dit eintlik vir ons makliker sou gewees het, net, ag sê net vir ons so, kom ons gee net vir hom woorde, kom ons, verstaan jy? Nee. Yeshua wys vir ons, jy kan nie die Metzora help, as jy net wil besluit hoe ek wil meer priesterlik wees nie. Maar dis hierso waar die Ruach HaKodesh in die verhaal inkom, nee. Want jy sien in Jeremia en ook in die boek van Esegiel word dit vir ons beskryf, dat in daardie dae sal ek my Torah op julle harte skryf en ek sal toesien dat julle dit uitvoer, nie op Torah van tablette nie, maar Torah aan die binnekant. Nou sê ek vir jou, dis die Ruach in jou wat nou gaan toesien dat jy hierdie Torah gaan uitvoer. Jy is die Kohen wat deel van die Kohenim wat die Kohen oplei. Hy kom en hy maak van jou dat jy daai goddelike middelaar gaan wees vir die een wat buite die kamp is. En ek wil vir jou sê dat wanneer die Ruach in jou werk, dan hoef jy jouself nie te oortuig dat jy nodig het om buite die kamp te gaan na die Metzora toe nie. Hy is die een wat al daar vir jou die gevoel sal gee, vir jou die rigting gaan bepaal, jy moet gaan. En ek sê weer, wanneer die Ruach HaKodesh in jou gemeenskap, in jou kahila begin beweeg, dan begin jy kyk na hierdie drempelseisoene, onthou jy die woord drempelseisoene, daai oorgangsperiodes, dan begin jy opmerk waar is mense wat deur daardie dinge gaan, waar jy van tevore net by verbygestap het, daai gedeelte wat jy gelees het hier in die begin, wat sê, Yeshua kon by daai vrou met die bloedvloeiing, hy kon verbygestap het, hy kies om te stop en om te draai, verstaan jy? So, Ruach gaan jou by daai plekke bring. Nou, jy het nodig om te weet, dat as jy dan deel van die Kohenim is hierdie priesterlike vermoë, daar 7 lesse wat vir jou gegee word. Dit is nie persoonlikheidseienskappe nie, dit is die Ruach wat jou maak tot dit wat Yeshua jou opdrag gegee het om te wees. Want hy het gesê, gaan genees die melaatses, een van die dinge. Jy is nou die Kohenim. Ek sê dit nog voordat ons enige woord begin praat het, dat jy kan weet wat is ons aanslag vandag. Jy moet jouself beskou as deel van die Kohenim. Jy's 'n Kohen. Dis nie 'n strewe nie. Dis 'n werk wat by die Ruach in jou genoem het. Hy het jou afgesonder, hy het jou benoem vir daai werk. Maar met dit saam wil ek vir jou dit sê. En ek sê hierdie vanuit persoonlike ondervinding, en dis hoekom ek dit duidelik hier wil stel. Ek weet hier gaan mense wees
wat hierna gaan luister, wat nodig het om hierdie gedeelte te hoor wat ons nou vir jou gaan sê. Dalk het jy ook nodig om dit oor te dra aan iemand in die kringe waar jy beweeg, in die dorp waar jy is, in die stad waar jy is, want mense sal jou baie gou uitkry vir 'n valse profeet. Hulle sal dit doen. Ek wil vir jou sê, om die volheid van Yeshua te bely, vereis nie die minagting van die tempel, die minagting van die Torah, of die minagting van die offerstelsel nie. Jahoua vra nie dat jy dit moet doen nie, Yeshua HaMashiach vra nie dat jy dit moet doen nie, en die Ruach HaKodesh vra nie dit van jou nie. So kom ons begin weer. As jou teologie vereis dat jy die tempel, die Torah of die offerstelsel moet verkleineer om Yeshua te verhoog, dan is jou teologie nog glad nie op 'n plek waar dit noukeurig genoeg is nie. Want die boek van Hebreërs noem hierdie hele Torah stelsel, al die dinge wat ek vir jou noem, hy noem dit 'n skaduwee, hy noem dit nie alleen nie. Moet ek dit weer sê? Die boek van Hebreërs maak dit vir jou duidelik dat die Torah, die tempel, die tabernakel, die offerstelsel, die hele ek wil amper sê die 4 pilare wat ons altyd vir jou noem, Vader se naam, sy volk, sy land en sy reëls, dis nie net 'n skaduwee nie, dis nie alleen nie. Die boek van Hebreërs sê dit nie, maar dis wat mense daarvan maak. Die skrif bied die heiligdom, dis nou die tempel of die tabernakel, en die offers nergens aan as dit word nou skielik 'n fout, of 'n afwyking, of 'n donker tussenfase in die plan van Jahoua Elohim nie. Dit was deur hom gegee, dis deur hom afgesonder, hy beskou dit as noodsaaklik, en hy gebruik dit om vir my en jou, wat binne die verbondsorde van Israel is, om ons op te voed, om ons op te bou, dat ons kan weet hoe ons moet leef. So juis hierdeur het die skrif nou basiese kategorieë vir ons gegee van toegang tot die teenwoordigheid van Jahoua. Die boek van Vayikra, né? Hy gee dit vir ons, ons kry daai toegang, het sy deur die priesterskap, die middelaarskap, die reinheid, die versoening, die afgesonderdheid, bloed en gemeenskap met hom. Dis hoekom ek sê, lees asseblief die boek van Hebreërs versigtig. Want mense sê so maklik, hierdie is nie meer van toepassing nie, want Yeshua is nou in die se plek. Presies, maar hulle gebruik dit ook vir as 'n skuiwergat om antisemities te wees en te sê, ek wil nie weet wat die Jode doen nie. Maar ons ontken nie dat Yeshua gekom het vir ons redding nie, maar elke liewe offer is in hom nog van krag. Is in hom nog steeds van krag, en dit is hoekom ons nodig het om dit te bestudeer, want weet jy wat, hoe weet jy, hoe jy met die woorde van jou mond met Lashon Hara, het jy jouself buite die kamp geplaas en jy weet dit nie en jy wonder, waarom werk Vader nie in jou lewe nie? Verstaan jy? So ek sê weer, wanneer die boek van Hebreërs praat van 'n skaduwee en 'n afbeelding, dan sê hy nie dat daai hele stelsel was vals nie. Ek weet nie waarom dit so vanuit sommige kringe op daai manier gegee word nie, maar dit is dood eenvoudig net nie waar nie. Dit sê dit het vooruitgewys. 'n Skaduwee is nie bedrog nie. Dis die werklike omtrek van iets groter wat gaan kom. Die tempel was nie die probleem nie. Dit was die raamwerk van 'n verwagting. En vanuit daardie perspektief word Yeshua glad nie die beste verstaan wanneer mense neerhalend praat oor hom, oor dit wat hom vooraf gegaan het nie. Hy word die beste verstaan wanneer ons sien hoe hy die Torah, die tabernakel, die beginsels van sy Vader, dit tot 'n volheid bring, deurdat hy dit self gebruik, dat hy dit self toepas, want dit is wat Vader gevestig het. Hy het nooit alles na hom toe getrek nie, hy het alles gedeflekteer, selfs die eer altyd na sy Vader toe, want hy het gesê, sy Vader is groter as hy, en hy het dit altyd gedeflekteer. Goed, so sonder die Torah, sonder die altaar en die priesterskap en die offerorde word, ek meen, as jy nie daarvan wil kennis neem nie, dan verminder jy Yeshua se werk. Jy dink jy doen hom 'n guns deurdat jy nie hierdie Torah leer nie, want daar's vir jou vertel, jy het nie die offers nodig nie, jy het nie die Torah nodig nie, jy het nie nodig om soos 'n Jood op te tree nie,
Weet jy, besef jy dat wanneer jy so chop and change, dan breek jy eintlik Devarim 4, vers 2, wat vir jou sê, jy mag nie byvoeg nie, jy mag nie wegvat nie. Jy moet doen wat Vader vir jou sê, want ons Messias Yeshua het gesê, mens sal leef van elke woord wat uit die mond van Elohim kom, van Yahuwah kom. Né? En Moses gaan ook in Devarim 30 en hy beklemtoon dit en hy sê, ek het vir jou die dood en die lewe voorgehou, die seën en die vloek. Kies die lewe. Die Torah is die lewe. Okay, so as jy nou daai raamwerk het, dan begin dinge nou vir jou nogal bietjie meer gewigtig geraak. Want daai volheid verag nie sy fundament nie. Dit bevestig dit, vul dit en dit bring dit na sy volkome doel. Yeshua het nooit voorgegee enigiets daarvan weggedoen is nie. Ek sê nou weer vir jou en ek beklemtoon dit voordat ons oorgaan. Yeshua het die Torah voor en na sy dood gebruik en toegepas. En met dit in gedagte en met die werk wat Yeshua gedoen het onder diegene wat juis deur hierdie Tsarat aangetas is, soos in hierdie parasha beskryf is, kom ons kyk daarna. Goed. Nou, soos ek sê, daar 7 lesse, daar gaan hier en daar moet jy nou maar notas maak, weet, ons gaan praat oor hoe dit persoonlik gebeur in jou huis, ook in jou Kehila. Kehila is jou geloofsgemeenskap. Weet net, ek gaan nie weer vir jou die hele ding lees nie, ek gaan vir jou daai inleiding gee nie. Ek sê net, as jy lank genoeg in die Torah siklus was, dan weet jy dat die woord Tuma is nie sonde nie, dit beteken ook nie dat die Kohen, die priester, 'n towenaar is nie, en dat die boek van Vayikra is nie net sommer iets wat lukraak geskryf is nie. Hy is slap bang in die middel van die Torah geplaas, sodat jy kan weet, dis die kern van alles. Ja, jy het die tabernakel, ja, dit is hoe jy tot Vader nader, want hy wil in jou en in jou midde bly. Goed, dis hoekom. So, dis hoekom ek sê, ons het nodig om hierdie goed stadiger te lees, want wat jy gaan kry in Tazria Metzora is woorde wat jy nodig het om jouself te vind. Ek moet jou daai waarskuwing gee. Jy gaan woorde daar kry wat jy nodig het om jouself te vind. Mattheo 10, hy het hulle bevel gegee en gesê, moenie gaan op pad na die heidene nie, en moenie ingaan in 'n stad van die Shemoriete nie, maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel, en gaan preek en sê, die koninkryk van die hemel het naby gekom, maak siekes gesond, reinig malaatses, wek dooies op, dryf demone uit. Julle dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. Moenie vir julle goud of silwer of koper in julle beursie aanskaf nie. Geen reissak vir die pad of 2 kledingstukke of skoene of 'n stok nie, want die arbeider is sy voedsel werd. Ek wil tog net hier byvoeg ter wille van die wat dit dalk al vergeet het, julle het al so baie kere gehoor het ons gepraat van hoe pas dit vandag in die kwessie van siekes gesond maak, reiniging van malaatses, wek dooies op, dryf demone uit. Dis presies waarmee ons besig hou. Nie net om die fisiese siekte, die wat fisies siek is nie, maar die wat ook geestelik siek is. Maar dit is wat ons vandag ook gaan na kyk. Ja. Om hulle gesond te maak. Die wat geestelik malaats is, weer in die kamp in te bring en te help. Die wat nog nie wedergebore is nie, wat nog dood is in hulle gees, om hulle op te wek. En om dan te sorg dat hulle bevry is van alles wat hulle vashou. Dit is waarmee ons besig hou en dit is wat ons werk is. Sien jy dat reg langs reinig malaatses dan wek die dooies op? Weer eens, dit vat my terug na die Amida toe en ons lees dit en ons verklaar dit tot Vader in sy teenwoordigheid. Geseënd is hy wat die dooies weer opwek, né? So ons weet wie dit is wat die dooies opwek. Kom ons kyk gou na hierdie parasha. Weer eens gaan ons kyk of ons die slotsom eerste kan kry, dat ons vir jou kan sê waarna toe beweeg ons. Jy gaan sien, ons het hom in 4 afdelings opgebreek. Die eerste ene moet jy verstaan is Tuma,
die onreinheid is nie sonde nie. Ons gaan dit 'n paar keer sê. Jy gaan sien daar's 'n suiwerheidssisteem wat vir jou die padkaart gee met inligting oor hierdie oorgangsfases van lewe en dood, en dis nie net morele uitsprake wat jy gaan kry nie. Maar jy gaan 'n baie belangrike ding hier sien, en daar's 'n diagnose voordat daar 'n beoordeling kan kom. Daar's 88 verse wat handel oor die ondersoek voordat 'n enkele uitspraak gegee word. Dis hoe belangrik Vader dit ag, dat jy sal ondersoek instel, en voordat jy die ding gaan noem, dat jy dit gaan Tsarat noem, né? So die feit dat jy die ondersoek gaan doen, beteken nie dat jy is veroordelend nie, maar jy moet ook hierdie ding met versigtigheid benader. Jou derde aspek is, dan gaan jy sien, wie is dit wat eerste nader of beweeg in hierdie situasie. Want die Kohen, en ek wil hê dat jy moet weet, die Kohen beweeg buite die kamp. Hy is die verteenwoordiger van die Almagtige. Hy kom van binne die kamp, hy gaan na buite die kamp. Herstel word altyd deur Jahwe geïnisieer. Onthou nou net, jy sit met 'n siekte wat Vader toegelaat het op hierdie persoon se vel, of sy baard, sy hare, sy klere, sy huis, dat dit ontstaan, maar Vader is ook die een wat dan die herstel gaan initieer. So hy het altyd jou herstel in gedagte. En dan sien aan die vierde aspek van hierdie parasha is dat daar moet 'n restaurasie gebeur sodra as wat jy gereed is om, wat jy skoon is van jou onreinheid, van jou tsarat, van die uitslag wat op jou is. En dan gee hy daai vorm vir jou in die vorm van die seder, die skarlaken, die hyssop, die voëls, né? Jy sien al hierdie goed gaan oor 2 stadiums. Het gaan oor 'n periode van 8 dae. Dis nie net van, okay, ek sien nie meer hierdie ding op jou nie. Jy is nou, okay, gaan weer terug. Nee, daar's 'n proses wat uit die mond van Jahwe uitkom, en ek en jy ons moet nou in Yeshua vir onsself afvra, hoe wil hy met ons hierdie goed toepas, want ek het nou begin om vir julle te sê, maar jy is die Kohen. Goed, kom ons kyk net gou-gou. As jy gaan kyk na hierdie, jy weet, alias, ons breek hulle nie vandag heeltemal so in 7 alias op nie. Ek wil net hê, jy moet weet dat elke alia sal een van hierdie beginsels sal hy dan of bevestig, of hy sal dit verdiep. Kom ons kyk na die skerm. As ons kyk op die skerm, dan sien ons al 7 daai parasha, die 7 aliot met 'n oogopslag. Jou eerste alia gaan oor die geboorte en die inspeksie, en jy sien daar's 'n geboorte en hy praat van die onreinheid, en jy gaan sien daar's jou eerste diagnose kriteria wat jy daar gaan kry. In jou tweede alia word die hele ou proses om die diagnose vir jou te gee, word dit dan nou bespreek. Jy moet ondersoek, jy moet herondersoek, jy moet kwarantyne toepas, jy moet sorgvuldig met jy wag. Dan die derde een, en dan praat hy meer oor die swere en die brand en die helder kol wat jy kan kry. En die vierde ene praat hy meer oor die kop en die baard en die vel. En dan sien jy hier in die 5de alia, dan begin dit al gaan na die klere toe, en jy weet, en ook hoe hy moet uitroep, jy weet, hy self, die een wat, dis nie die priester wat kom en sê, kyk na daai ou, tamai, nee, dit is die geaffekteerde persoon homself moet leer om te sê, ek is onrein, dis wat hy doen. So dis wat hierdie proses nou verseker. Dan sien ons in die 6de alia, die Kohen is die een wat uitgaan, hy bring daai sederskarlaken en hyssop, bring hy, en hy gaan deur die proses voordat, jy weet, voordat die persoon teruggelaat word in die kamp. En dan kan jy sien, Vader sy idee van hierdie tsarat, van hierdie onreinheid wat hanteer word, is hy maak dit vir almal moontlik, selfs 'n arm persoon kan dit doen. Nee, selfs 'n arm persoon kan dit doen, en selfs die huise wat melaats geraak het, kan ook hanteer word. So, jy kan sien, wanneer hy dan nou begin, hier in die begin met die geboorte, is nie toevallig nie, ons gaan, snaaks genoeg, wanneer ons praat oor hierdie 7 lewenslesse, ons begin nie dadelik by die geboorte nie, ons kom 'n bietjie later terug na dit toe. Goed. So, ek wil tog net, voordat ons begin, net vir jou sê, maak tog net daai fundamentele onderskeid. Toe maar, die onreinheid is nie dieselfde as avon of sonde nie. Hierdie suiwerheidssisteem gee nie vir jou 'n tabel van wie moreel skuldig is nie. Die teks maak sy eie aanspraak. Byvoorbeeld,
'n lijk maak jou tamai, hy maak jou onrein. Maar die lijk het nie gesondig nie. Geboorte maak jou tamai, maar die geboorte is nie 'n oortreding nie. Kan jy sien hoe koppel hierdie wette kontak met die drempels, daai oorgangsfases van lewe en dood vir jou. So, dis waarna ons kyk. Ons eerste, ek's nog nie by die inleiding nie. Jammer, maar al hierdie goed is goed wat ek nodig het om vir jou te sê voordat ons daarby uitkom, want ek en jy het nodig om dit baie noukeurig te moet bestudeer, né? Want jy ken mos nou reeds die grondslag. Jy gaan sien, dit gaan oor eerlike beoordeling gaan, dit gaan oor genade en herstel. Ballingskap in hierdie sin is, jy word buite die kamp geplaas. Okay? Maar sou dit ook so wees dat wanneer Israel ballingskap uitgestuur word, is dit dieselfde ding? Want dit het alles te doen met exile, met ballingskap. So, hier is 7 lesse en dit moet gehoor word. En dit mag vir 'n bietjie vreemd voel, maar kom ons hanteer dit nou maar. Kom ons kyk of daar iets is wat werklik in jou lewe uitspeel, waarna jy moet kyk. Ons gaan vir jou die les gee, en dan gaan ons vir jou sê, jy is nou die koue. En dan praat ons so 'n klein bietjie meer daaroor, né? So daar's, jy sien daai 3 temas. Nou, daar moet 'n eerlike assessering gedoen word, voor daar genesing is, waar Jekra 13 vers 3 sê so. En die priester moet na die aangetaste plek in die vel van die vlees kyk. Het die haar op die plek wit geword en lyk dit of die plek dieper is as die vel van sy vlees, dan is dit die plaag van melaatsheid. As die priester dit sien, moet hy hom onrein verklaar. Nou, die beginsel wat jy gaan kry agter hierdie ding is dit, né? Jy gaan moet leer om dit te noem wat stikkend is, wat gebroken is, wat fout is. Die verskil tussen dit en om doodeenvoudig beslissing of vonnis uit te spreek. Net, dis beslis nie dieselfde ding nie. Hier moet hy kyk, jy sien 2 keer in die skrif, hy sê hy moet kyk, hy moet 'n eksaminering, hy moet iets doen. Maar hy kom nie en hy vel nie 'n oordeel daar nie. Dit is werklik nie dieselfde ding nie. So, jy kan sien, hierdie belangrike, wat ons nou vir jou gesê het, 88 verse, beoordelings of prosedures wat vir jou beskryf word, dit vra nie, of dit praat nie oor 'n misdaad nie, dit praat oor genesing. Okay? So die Kohen wat nou hierdie met Sorah, hy's nie die judge en die jury nie, hy's die persoon wat net moet eerlik kyk, want die diagnose wat gemaak word, glo dit of jy wil of nie, is die eerste aksie van genade. En dit is iets wat ek en jy moet doen. Weet, is daar dalk iets waarna ek en jy moet kyk, wat ons dalk gedink, dit is nie so ernstig nie. Nee. Jy gaan sien, daar word van jou gevra, Cheshbon aan 'n fesh, né? Dis nie net 'n emosionele oefeningkie hierdie nie. Hierso moet jy Cheshbon doen, jy moet eerlik oor jouself kan praat, jy moet metodies dit kan doen, sonder om te huiwer, maar ook sonder om dit af te jaag. Jy sien selfs in die gemeenskap is dit ook dieselfde ding wat van jou gevra gaan word, moet dit nie afjaag nie. Doen 'n behoorlike eksaminering. Neem die tyd om te doen wat Vader wil hê jy moet doen. En hierdie is op die 3 vlakke wat julle gaan sien, gaan ons die heeltyd doen. Is persoonlik, tuis in jou huis En in die gemeenskap. in die Kahila. In die Kahila. Die geloofsgemeenskap, né? Presies, ja. Goed. So jy het nou gesien, met hierdie eerlike assessering is daar een belangrike ding, en dit is, jy kan nie herstel word wat jy weier om op te sien nie. Jy kan nie. So met ander woorde, dis wat die Kohen gaan doen, is hy's die onpartydige party, hy gaan hierdie ding sien, en hy gaan sê wat moet daaromtrent gedoen word. So hy doen die eksaminering. Maar as jy gaan aanhou, hierdie is nou eintlik niks nie, nee, maar naderhand raak die niks op jou hele lyf, en jy wil sê, dit is nie niks nie. Daar's iets fout, en dan moet iets gedoen word, as jy weier om die Kohen te sien. So Vader vra van ons eerlikheid. Absolute eerlikheid. Ja. Hoe gouer jy kan raak sien dat daar 'n probleem is wat geadresseer moet word, hoe beter. Nou kom ek gee hierdie vir jou. Ek dink dit wat jy op die skerm gaan sien, gaan ek probeer
makliker verwoord. Stel jouself 'n man voor wat 'n hele week lank nie behoorlik geslaap het nie. Hy weet daar's iets verkeerd, hy weet dit al 'n rukkie, maar om te weet wat is verkeerd en om dit 'n naam te gee, is 2 verskillende dinge. En daai naamgewing om die dinge naam te gee, kos baie keer meer as wat jy bereid is om toe te gee, né? So wat doen hy met hierdie probleem wat hy het, is hy bestuur hom, hy probeer dit wegverduidelik, hy sê vir hom, ag, dis waarskynlik niks nie, en hy hoop maar net dit los van self op. Maar nou skielik staan hy voor die Cohen, en die Cohen hou nie terug nie, want hy houer nie. Hy gaan nie huiwer nie. Hy haas hom om hierdie man nie net dit eenvoudig 'n vinnige antwoord, 'n kitsdiagnose te gee nie. Hy gaan ook nie net 'n oorsigtelike ondersoek doen nie, jy weet, en sê, wel, ek dink jy's okay nie. Hy kyk ook nie weg, omdat dit wat hy sien, hom ongemaklik maak nie. Nee, hy kyk, jy het gesien in hy skrif, 2 keer, nee, hy kyk, baie versigtig. Hy wag wanneer daai diagnose nie so duidelik is nie. Hy kom 7 dae later terug, as dit nodig is. Hy gee nie 'n uitspraak, totdat hy nie weet waarmee hy te doen het nie. Dis 'n dissipline wat Vader wil hê, ek en jy moet aanleer. Daai rustige, onwrikbare en onverskrokke bereidwilligheid om te kyk, dit wat Vayikra 13 vir jou in noukeurige detail beskryf. Ek wil hê dat jy moet oplet daarna. Hierdie is nie klinies nie, dis nie koud nie. Nou, as jy kyk na daai woord afsondering of isolasie of ontkoppeling, want die ou gaan nou buite die kamp gesit word. Hy gaan ontkoppel word. Daar's 'n fisiese handeling wat nou moet plaasvind om hom van sy gemeenskap te skei. Hierdie Metzora, dis die persoon wat geaffekteer is, wat aangetas is. Hy moet buite die kamp gaan woon. Hy word, soos hulle in Engels sê, hy word detached van sy sosiale struktuur. Hy word geskei. Dis 'n aksie van genade, mense, want die man kan nie gehelp word deur dit wat niemand wil sien nie. Hierso is ons besig met die taal van genesing. Hierso hou ons op met woorde van herstel en heelheid en genade. As jy gaan luister na Yeshua, dan sê jy sien hoeveel keer sê, wees heel, be whole. Gaan, sondig nie meer nie. Verstaan jy? Hy spreek daai ding aan. So dit is wat regtig waar hier gebeur is. Dit gaan oor heelheid, dit gaan oor genade, dit gaan oor barmhartigheid. So, maar ek kan nou vir jou sê, die Torah sê, kyk, en kyk lank genoeg, en kyk na wat regtig daar is, nie na dit wat jy hoop om daar te vind nie. Baie van ons geloofsgemeenskappe misluk in een van daai 2 rigtings. Jy weet, hulle oordeel of te vinnig, een kyk, daar's 'n uitspraak, die persoon is gelabel, hy het 'n labeltjie op. Of die tweede ding is, hulle vermy en hulle vermy en hulle vermy, want is ongemaklik, want dit kan aanstoot gee, so kom ons wag en kom ons sien. Sien jy uit hierdie gedeelte uit, dat die Torah laat nie een van daai 2 toe nie. Jy kan nie te vinnig oordeel nie, en jy kan ook nie te lank vat nie, maar jy gaan al die tyd vat wat nodig is, wat Jahweh wil gebruik, om hierdie probleem op te los. So, die Cohen raak glad nie paniekerig wanneer hy hierdie werk doen nie. Hy is ook nie iemand wat voorgee nie. Onthou nou net, hy is die verteenwoordiger van Jahweh. Hy ondersoek. Hy spandeer soveel tyd as wat daar nodig is om hierdie probleem, of miskien die gebrek aan 'n probleem, te identifiseer. Daai een dissipline, as ons dit net in ons huise in wil bring, in ons gemeenskappe in, sou baie dinge verander in meeste, weet of, so baie van hierdie programme en inisiatiewe wat ons so het, om hierdie ding te identifiseer, wat is nou die probleem? Soveel, weet ons, ontwikkel net nog nuwe programme. Hoekom gebruik ons nie die program wat Vader gebruik nie? En dit is, die Cohen doen die werk. Die Cohen gaan eksamineer. Die Cohen vat soveel tyd as wat nodig is om die probleem te identifiseer, voordat hy by die identifiseer, weet, die ding gaan benoem. So, kom ons kyk. Wat sou jy nou gedoen het, ek sê jou nou vir jou sê, in jou persoonlike hoedanigheid, maak jy elke, kom ons sê 3 maande, elke kwartaal vir jou so 'n bietjie tyd vir 'n diep cheshbon hanefesh, waar jy jouself bietjie ondersoek om te kyk, waar staan jy? Jy weet, ons bid daai ding, sê Vader, ondersoek my, judge me harshly and correct me severely, so that I may serve you better.
Dis daai tipe van ding. Weet jy, as jy dink dat jy sonder 'n probleem is, nee, ons sê dit vir mekaar wanneer ons die Amida ook doen. Dis Vader, ondersoek ons, wys ons wat is ons sonde sodat ons dit kan bely, nee. Moet asseblief nie hierdie stap om hierdie selfondersoek te doen om dit te laat verbygaan. Ek kan vir jou sê, ek het by van die bevrijders met wie ek te doen gehad het vroeër in my lewe, hulle gaan self elke 3 maande na iemand toe, dat daardie persoon reguit en eerlik net vir hulle kan sê, hoor hier, daar's iets wat ingekom het in hierdie proses, wat jy self bevryding gedoen het, wat jy bedien het, wat ons nodig het om van ontslae te raak. Selfondersoek, dit beteken nie jy is skuldig nie, dit beteken nie jy het iets op jou getrek nie, is jy gaan net hard en eerlik jouself ondersoek, dat jy nie op die een of ander manier het saarad opgetel het nie. By die huis, onder jou huisgesin, wees versigtig om net te kyk in diepte wat is daar in die gang. Laat jou uitgangspunt wees, ek hoor wat jy sê, geef my asseblief die tyd om sorgvuldig te kyk, wat is dit wat hier aangaan, mag ek met Vader konsulteer, ek is tog sy kou en ek wil by hom hoor, wat is dit, hoe moet ek hierdie ding hanteer, in steede daarvan om 'n haastige uitspraak te maak. En weer eens, dan as ons terugkom by die leiers van die gemeenskap, dan sê ek nou vir jou, leer om te onderskei tussen net eksamineer en 'n oordeel uit te spreek. Dis nie dieselfde ding nie. Ok, kom ons by die eerste ene van hierdie. Jy is nou die Cohen. Ek het nou vir hierdie eerste les gegee. Kom ons kyk. As jy hierdie Cohen is, en ek sê vir jou, daar's iemand in jou lewe wat wag vir 'n eerlike ondersoek wat jy moet doen. Nie 'n uitspraak nie, nie 'n vals troos nie. Al wat hy vra is, wil jy nie net reguit, opreg kyk na wat is hier aan die gang nie. Ek meen, daai persoon kan in jou huis wees, hy kan in jou geloofsgemeenskap wees, dit kan selfs jy wees. Maar voordat jy jou mond oopmaak oor enige situasie wat saak maak, vra jouself af, het ek regtig gekyk, het ek diep genoeg gekyk, het ek lank genoeg gekyk na dit wat werklik waar daar is. Meeste van ons wil net, jy weet, ons soek hierdie drive-through oplossings, nee. Wil net gou, hoor, hier is die probleem, geef my daai antwoord, nee. As jy wil hê dat Ruach in jou lewe moet werk, ek kan jou nou sê, hy jaag nie. Geef hom al die tyd. Hy bespreek, alle skrif is deur die Ruach ingegee, en laat ek jou dit sê, hy bespreek hier 88 verse om vir jou te sê, eksamineer die probleem behoorlik. Ondersoek dit behoorlik. Kyk lank genoeg daarna. Moenie kitsoplossings uitdink nie. So ons raak paniekerig en dan wil ons die ding met sagte handjies vat en dat jy doen nie daai persoon 'n guns nie. Weet jy wat noem ons dit? Jy los hom onbedien. Ek los hom onbedien. So vat die tyd om dit om te spandeer. Dis ewigheidstyd wat jy hierso spandeer. So ek wil jou uitnooi met die week, hierdie komende week, een situasie na te gaan kyk wat jy eintlik eerlik weier om na te kyk. Nie omdat jy nie die inligting het nie, né? Net, jy moet tyd maak, sit tyd op sy, maak jou dagboek skoon vir dit, en gaan noem daai ding, bly gefokus, kyk na daai ding wat jy so in die gesig staar, want dis net daar, wat jou genesing gaan begin. Johannes 9 vers 1, en toe hy verbygaan, sien hy 'n man wat blind was van sy geboorte af, en sy disippels vra hom en sê, Raf, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? Wie gee vir ons die model hier? Yeshua. Ja. Voordat hy hierdie man wat blind gebore is, genees, dan sien hy hom. Hy sien hom regtig, sonder enige agenda oor die saak, hy sien hom. En so, wanneer sy Talmudim dan nou vra, wat is hierdie maklike verduideliking, nie gesonde, dan stop hy hulle net daar. Ek wil nou net vir jou sê, dat die Ruach wat in jou woon, hy dra daai selfde eienskap van, ek is nie haastig nie, ek is nie gejaag om hierdie ding af te handel nie, ek wat die Ruach is nie bang om jy weet, vir dit wat ek nou gaan vind nie, ek gaan 'n behoorlike ondersoek doen, maar laat jy my toe om daai ondersoek te doen. Die skrif sê, Ruach gaan jou deursoek, hy deursoek jou hart, né? En hy het nie gemaklike verduidelikings nodig nie.
Jy kan hom vra, Ruach HaKodesh, deursoek my. Dawid sê dit in Psalm 51 as ek daaraan dink, en sê hy, deurgrond my, maar neem asseblief net nie die Ruach HaKodesh van my weg nie. So, voor die mense aanstap na die tweede les wat ons hier gaan optel, as mense het gaan kyk na die praktiese ondervinding wat ons oorgekom het, nou kyk, moenie 'n fout maak nie, ons, dis ek en Rikkie, ons is altyd onder die vergrootglas, ons weet dit. Dis hoekom ons altyd vir mense sê, kom bestudeer hierdie gedeelte saam met ons ondersoek saam. En wanneer ons 'n besluit moet neem, dan soek ons skrif, want ons reageer op skrif. Ons vra altyd, Vader, Jehova, wys ons. Ons vra dit in Yeshua se naam. Ons kom na U toe op sy meriete. Ons vra dat U deur Ruach HaKodesh vir ons kennis, wysheid en insig sal openbaar in daai volgorde, né? En keer op keer dan ondervind ons die lewende Elohim. Die verstommendste ding vir ons is altyd, en dit was ons eksamineeringsopdrag die week, ons moes kyk en sien dat ongeag enige bewysbare getuienis wat van Vader afkom van wat hy in ons lewens doen, as dit nie by kerklike doktrine inpas nie, dan verwerp mense jou getuienis. En ek sê vir Marieke, ek dink, hierdie is vir my soos 'n meisie wat verkragt word. Nou moet sy die verkragter om vergifnis gaan vra, omdat die gemeenskap wil nie die verkragter aanspreek nie. Dit is makliker om vir haar te sê, miskien het jy dit gesoek. Kyk wie is in die kamp, kyk wie is buite die kamp. Jy en ek het nodig om ek is in die kamp mentaliteit te kry. Ek en jy moet weet dat ons is die wat opgerig word om buite die kamp te gaan en met die Metzelraad te gaan praat. Kyk wie moet, as die goddelike verteenwoordiger uitgaan en daai ondersoekwerk gaan doen, want die Tsarat is van Vader af, die irritee is. Mense, as dit nie inpas by doktrine nie, as mense offended raak, kan ek nou vir jou sê, maak nie saak oor hoe Vader gewerk het, en jy 2 of 3 getuies kan gee daarvan nie, as dit nie by die doktrine inpas nie, as dit nie by die vorm godsdienst inpas nie, dan wil hulle nie die van hulle Tsarat genees raak nie. Hulle wil nie. Jammer, maar dis die waarheid. Goed, kom ons kyk. Nou hierdie het ek ingesit, net om vir jou te sê, al ja, een praat oor die geboorte en die oorgangsseisoene en die logika van die toema of die onreinheid dan. Ek kon nie dit resist om my prentjie ook maar in te sit nie. Ok, jou tweede les wat jy gaan kry is dat lyding, hierdie Tsarat wat jy het, dis nie 'n vonnis nie, en jy moet ophou om dit as 'n verskoning te gebruik en uit te reik daarna te sê, dis dit. Stel jouself voor, lees net vir my eers daai skrifgie daar, vers 46. Al die tyd dat die plaag op hom is, sal hy onrein wees. Onrein is hy, alleen moet hy woon, buite die kamp moet sy woning wees. Ja, so jy kan sien, ons het dit net nou gesê, Tsarat hoort aan toema, die onreinheid, nie aan sonde nie. Nee, die Metzelraad, die aangetaste persoon is nie outomaties 'n rebel nie. Nee, weer eens, ons het gesê, lyk bring onreinheid, maar daar is nie sonde nie, geboorte bring onreinheid, maar daar is nie oortreding nie. So, om lyding as 'n bewys van skuld te beskou, is regtig eintlik maar 'n lui manier om te kyk na die teologie. Nee, goed, so kom ons sê, jy word wakker een oggend, jy vind iets verkeerd, jy het nie daarvoor gevra nie, jy weet nie wat is die oorsaak nie, of ten minste sover jy weet. Jy het nie daai oggend wakker geword, met die bedoeling om jou lewe te ontwrig nie, dis net daar, en nou is jy buite die kamp. Nee, waar jy is, kan jy die gemeenskap hoor van waar jy is, nee. Jy kan die vuuresnag sien, jy weet dat die Sabbat aanbreek, jy hoor die geluide wat al hierdie geraas verander, maar jy is die een wat buite die kamp is, en die mense loop by jou verby op hulle pad in en uit die kamp, hulle loop by jou verby, en sommige van hulle kyk na jou, en hulle het vra in hulle oë, jy kan dit sien, wat het hierdie ou gedoen? Ou vraag daai. Dis in elke kultuur en elke godsdienst wat nog ooit bestaan het. Wanneer iets verkeerd loop, dan gryp ons, dis die oorsaak. Ek wil nie gou vir jou sê, daai ou skryf hierdie, hulle sê, dis die geestelike oorsaak van dit en dat en die volgende. Nee? Want ons het hierdie godsdienstige mense, hy moes gesondig het, dan moet 'n versteekte ding wees. Lyding soos hierdie gebeur nie net sommer nie, hoor nee.
kan ek vir jou sê, dat Asria met Sora weier daardie soort refleks reguit en beslis, en hy sê, hierdie behoort nie in die Torah nie, die Torah doen dit anderste. Tsarat behoort aan die wêreld van Tuma, nie van Avon nie, jy sien dit op jou skerm. Dis 'n suiwerheidssysteem wat hier hanteer moet word, en dit kom uit Vader se besluit uit, sy hand uit, né? Goed, so weer eens ek sê, al hierdie wette is nie, dit is nie besig om vir jou 'n padkaart van jou skuld te gee nie. Dit gee net vir jou aanleiding van jou kwesbaarheid, né? Ja, hulle merk die plekke waar jy die rouste of die mees onbeheerbare of mees blootgestelde werklikhede moet beleef in 'n sekere tyd. Goed. So as 'n persoon reeds op die kwesbare plek in hulle lewe is die laaste ding wat hulle nodig het, iemand wat op die rand van die kamp staan en 'n teologiese verduideliking bou oor waarom hulle verdien om daar te wees. Weet jy, mense doen dit. Dit is so gevaarlik om God te wil speel en die uitsprake te wil maak, né? In steede daarvan om te gaan, Vader, ek sê Cohen, ek kyk hier na, hierdie is 'n probleem, wat wil jy, moet ek verder daarop doen? Verstaan jy, dis die beginsel agter hierdie. So ja, dit is so dat lyding soms gekoppel is aan keuses, maar soms is dit nie. Maar weer eens, die Torah maak dit nie net af as 'n enkele ding nie, en ek en jy behoort dit ook nie te doen nie. So persoonlik sou ek vir jou gesê het, kyk nou na die eerste interpretasie wanneer iets skeef loop. En dan lees jy die boek van Job saam met Vayikra 13 en dan sê jy sien, ek dink ons praat nou 'n bietjie meer daaroor, né? Job en wat Job se vriende gedoen het. So ja, die tweede een is tuis, wanneer iemand tuis sukkel, moet nie vra, liewerste, wat het jy nodig? Waarmee kan ek jou help? As om te sê, wat het jy verkeerd gedoen? Vra liewerste, wat het jy nodig? What do you need? Dis 'n belangrike ding. As dit kom by die gemeenskap, dan moet jy gaan kyk hoe mense praat oor rou, oor siekte en ineenstorting, né? As mense dit wil sê, ja, nee, maar jy weet, hierdie is 'n ding wat gewag het om te gebeur, en ons maak hierdie vinnige uitsprake, moenie huiwer nie, want die Torah laat jou nie toe om daai uitspraak te maak nie. Korrigeer dit en trek dit terug, sodat hulle kan weet, Vader is in beheer hier. Onthou, ons is nog steeds in 'n eksamineringsfase. Jy is nie hier om 'n oordeel te kom vel nie. OK, kom ons kyk weer na jou as die Cohen in hierdie situasie. So iemand in pyn staan voor jou, hulle wag, hulle is bewus of onbewus om te hoor wat dit is wat jy gaan verklaar. Nee, ek sê weer eens, dis nie die Cohen se taak om die oorsaak toe te ken nie. Hy moet net 'n beoordeling doen van hierdie staat waarin hierdie persoon is. Hy word nie gevra waarom die letsel verskyn nie. Hy het gevra wat dit is, wat dit nou vereis. Dis jou werk. Die oomblik wat jy in 'n gesprek instap oor iemand se lyding met jou verduideliking oor jou vooropgestelde idee, hierdie het gebeur waarskynlik vanweë die volgende, dan het jy opgehou om 'n Cohen te wees. Jy het een van Job se vriende geword. En Job se vriende was verkeerd, hulle was godsdienstig, hulle was opreg, hulle teologiese argumente gehad en hulle was verkeerd. Job moes vir hulle bid aan die einde, nee. So hierdie week, voordat jy op iemand se pyn reageer, vra jouself een vraag af. Is ek hier om hulle pyn te verduidelik, of is ek hier om te bepaal wat het hulle nodig? Want een van daai twee sienswyses plaas jou bo hulle en die ander ene plaas jou by hulle. En net een van hulle is die Cohen se rol. Yeshua sê dit weer daar in Johannes 9, Johannes 9. Hy doen dit openlik, voor die skare, voor die leiers, voor die geneese. Nie hierdie man of sy ouers het gesondig nie. Kan jy sien? Hy maak nie uitspraak nie. Dis nie hulle wat gesondig het nie. Hy stel net die werklike stand van sake. Hulle het nie. Ek sê nou vir jou, die Ruach in jou het hierdie selfde moed om te sê wat die kamer nie wil hoor nie, en hy gaan jou gebruik om dit te sê. Die lyding is nie altyd 'n vonnis nie, en die persoon voor jou, nee, verdien iets beter as daai soort van verduideliking. Ruach sal vir jou die regte verduideliking gee om daai lyding te verduidelik. Jy sien,
Ons gaan nou kom by die derde les, né? Kyk wie beweeg heel eerste. Ons het dit gesê, genade beweeg eerste. Die kouen sal buite die kamp gaan. Né? So klein stukkie, maar ek wil hê jy moet verstaan, hierdie aangetaste persoon kan nie net doeteenvoudig terugstap nie, né? Die kouen moet na hom toe gaan. Dis belangrik dat jy kyk wat is die rigting waar hierdie ding dan nou beweeg. So, die persoon wat in afgesonderdheid lewe, wat afgesonderd is tot Jehovah, hy beweeg eerste, hy steek eerste die grens oor. Hy wag nie, né? Hy wag nie en sê, kom ons wag op hierdie ou tot hy gereed is om te repent nie. Nee, dis nie wat hy doen nie. Hy weet, daar's 'n Metzora, hy weet dis 'n opdrag, hy moet met daai persoon gaan werk. Hy gaan. Nou stel jouself nou hierdie situasie voor. Die gewone aangetaste persoon. Op die een oggend is hy daar buite die kamp, daar's niks besonder aan daai oggend nie. Om die waarheid te sê, die dag is van so 'n aard dat dit lank genoeg is vir hom om normaal te voel. Hy het 'n roetine gehad, jy weet, hy kom, weet is nou oggend, hy gaan naby die hek staan, miskien gooi iemand vir hom 'n bietjie kos of iets van die aard. Hy weet waar om te sit om die wind te vermy, hy weet watter ure die verkeer deur hierdie hek nou swaarder of ligter gaan wees, en weet jy wat, hierdie Metzora het geleer om in hierdie tussenin ruimte te leef, en dan skielik sien hy 'n figuur na hom toe loop. Die figuur loop nie na die hek toe nie, hierdie figuur kom nie by hom verby op pad ergens heen nie, hy kan sien hierdie ou is op pad na hom toe. Hy loop reguit op hom af na die plek toe waar hy sit, en soos hierdie figuur nader kom, dan sien hy, dis die kouen. Nou stop net daar vir 'n oomblik. Dis nie dat die kouen dit moes doen nie, daar's niks in Vayikra 13 wat sê dat die kouen na die Metzora moet gaan, né? Die protokol sou gewees het dat die Metzora, die aangetaste persoon, daar op die rand van die kamp sou moes verskyn en op 'n afstand moet roep en dat 'n beoordeling moet wag. Die kouen het al die reg gehad om net binne in die kamp te bly. Maar dis nie wat hier staan nie, die kouen moet uitgaan. In daai enkele daad, voordat 'n woord uitgespreek word, voordat enige seremonie van die voeltjies moet begin, voordat enige iets verklaar word, sê dit alreeds iets. Die feit dat die kouen buite die kamp gaan sê, die gemeenskap het jou nie vergeet nie. Dit sê, ons wag nie dat jy jouself aanvaarbaar maak voor ons na jou toe kom nie. Dit sê, jy is belangrik genoeg dat iemand wat binne is, het uitgekom om met jou te kom werk. En hierdie hele struktuur van hierdie suiwerheidswette is hierdie oomblik, die kouen wat uitstap na die een wat nie kan inkom nie, is een van die mees teologies gelaaide oomblikke in hierdie hele stelsel. Genade beweeg eerste. Die een wat daai kapasiteit dra, wat daai verantwoordelikheid het om dit te doen, hy beweeg eerste. Nee? Dis nie in ons samelewing vandag so nie. Ons wag in hierdie beskadigde verhouding, omgewing waarin ons leef, dat die beseerde persoon moet eerste uitreik. Nee. Jy wat nie beseer is nie, jy het nodig om te weet, jy het nodig om as die kouen uit te gaan na die wat deur die Tsarat aangetas is, wat 'n Metzora is. Ek en jy moet nie wag om mense te gaan help nie. Die Ruach in jou sal jou uitdryf, het Yeshua gedryf, nee, en Yeshua het in aanraking gekom met die Metzora. Ons weet, nee, hoeveel keer het hulle nie uitgeroep na hom nie, Yeshua, seun van Dawid, hoeveel keer het hulle dit nie gedoen nie? So, wat is dit? As jy wil verwag dat 'n ou wat buite die kamp is in die eerste plek, weet, hy's daar, want hy het iets oorgekom, dat hy moet net ewe skielik, magically moet hy net regkom, dan maak jy fout. Vader verwag dat ek en jy as die kouen sal uitgaan en dat ons met hierdie man sal werk. Ek dink dis duidelik genoeg, is dit nie? Het op ons tyd gewys. Goed. So, wat sou ek vir jou sê? Hierdie week, noem een verhouding waar agter jy wegkruip. Jy weet, ek sal reageer as hulle uitreik. Nee, moenie dit doen nie. Neem hierdie besluit vir jouself, want jy weet, Ruach praat net met jou en hy gee vir jou naam. Gaan na daai persoon toe. Gaan reik uit. By die huis, jy gaan gou sien wanneer mense begin onttrek en dat daar so 'n afstand wat jy weet jy weet nie daai afstand is daar. Wees jy die eerste ene om uit te reik. So lank is dit.
né? As jy gaan kyk na jou Kahila en jy dink so 'n bietjie nou, wie was 'n bietjie lanklaas op, van wie het ons nou lanklaas gehoor, wat is dit wat hulle pla, hoekom is hulle nie terug nie, wat is dit wat maak dat, jy weet, dat hulle nie terugkom nie, wees die Cowan en gaan uit, buite die kamp en gaan praat met hulle. Jy weet nie wat in watter skoene hulle staan nie, jy weet nie wat met hulle aangaan nie, al wat jy moet doen is maak net jou kontak, gaan buite die kamp. Soos ek vir jou sê, jy is na die Cowan, dan vra ek die vraag, wees buite jou kamp. Nie amptelik uitgesluit nie, né? Dis net buite die kamp, op 'n stil manier waar mense so verdwyn. Jy weet, hulle initieer nie meer nuwe goed nie, hulle gaan sit agter in die saal, of hulle kom al hoe minder gereeld, en dan op 'n dag hou hulle net op om te kom. En teen daai tyd is dit so lank, dat dit al ongemaklik voel om hulle te benader. Jy voel ongemaklik, hulle voel ongemaklik, en daai ongemak is die ding wat veroorsaak dat niemand iets doen nie, van geen kant af nie. Ek sê nou weer vir jou, daai ongemak is nie hulle sin om te dra nie, dis jou ongemak. Jy's die Cowan, jy moet uitgaan. Jy's die een wat binne hoort, jy's die een met die toegang, jy's die een wat kan gaan. So noem vir jouself daai een persoon en gaan hierdie week. Moenie gaan met 'n toespraak nie, moenie gaan met 'n agenda nie, geen plan van hoe hierdie gesprek gaan verloop nie. Gaan net. Jy gaan, voor 'n enkele woord, né, gaan net. Nou, Yeshua voer dit uit in Markus 1, met 'n direkte wat amper mense laat skrik, né. Hierdie metselaar roep na hom uit, en weet jy wat, vol deurne stap hy en hy raak hom aan. Terwyl niemand 'n onrein persoon sou aanraak nie, raak hy hom aan. So hy oorskry elke sosiale en rituele grens en hy maak fisiese kontak. Nou die ruach wat Yeshua na daai man toe beweeg het, is dieselfde ruach in jou. Hy sê nie net vir jou om te gaan nie, hy skep in jou die wil om te gaan. So wanneer jy daardie trek na iemand, so aan die kant voel, iemand wat lank stil was, moet dit nie ontleed nie, dis ruach, volg dit net, gaan net. Nou, kom ons kyk na les nommer 4. Né? Die herstel vereis meer as net woorde. Vayikra 14 vers 4 tot 7. Ek gee vir 'n hele beskrywing. Ja, 2 lewende skoonvoëls en sederhout en skarlakendraad en hysop. Ja, wat gee hy daarso vir jou? Hy gee vir jou 2 voëls, hy gee vir jou daai een sederstok, daar's 'n skarlakendraad, daar's hysop, daar's vars water, daar's 'n kleipot. Elkeen van daai goed is belangrik. Die een voël word oor die water doodgemaak, die lewende voël, die sederhout, die draad, die hysop, alles word gedoop en in bloed gemeng. So weet jy wat is my baie interessant, wat by my opgekom het, wat ek tog net wil noem. Toe ons verlede jaar in Israel was, toe ons daar by die Oospoort was en daai Amerikaanse gids vir die Jode verduidelik het, toe sy melding gemaak dat daar's onlangs is daar sederhout gevind, wat in die tyd van koning Salomo gebruik is, né, wat dit baie duidelik maak nou weer in die tempel was inderdaad daar. Die sederhout speel tog maar 'n rol, want dit is nie 'n ding wat maklik verrot nie, het jy dit geweet. Sederhout verrot nie baie maklik nie. Goed. Jy het die hele prosedure, die lewende voël word oor die veld vrygelaat, né? En ja, so wat sal 'n mens hier sê? Ek en jy, ons het die manier om te kan sê, ag, weet, ons het dit klaar hanteer. Kan ek net vir jou sê, die Torah hou nie van 'n oppervlakkige herstelwerk nie. Hy soek die hy soek daarna dat die breuk wat so diep was moet herstel word en dat dit op 'n bepaalde vorm gedoen moet word. En dis wat hy dan nou doen met hierdie voëls. Goed. So hy wil nie hê jy moet die goed maar net dood eenvoudig onder die mat en gooi nie. Jy kan nie sê, okay, hoorie, dis nou maar net vergewe nie. Ons doen daai ding so maklik, né? Vader het 'n prosedure hiervoor geskryf. Jy moet die prosedure volg voordat jy kan sê jy is nie meer Sarat nie, voordat jy weet jy kan terugkom in die kamp in. Vader gee vir jou prosedures. En ons wil daai prosedures, ons wil sê dit bestaan nie meer nie. Maar Yeshua homself het gesê, gaan wys jou vir die priesters, nadat hy die malaatses weet genees het, gaan wys, gaan toon jou, bring die offer wat saam met dit moet gaan. Hy het nooit gesê hou nou op.
Hy het nooit dit gesê nie. So, as jy gaan dink waar jy in 'n situasie is waar die restaurasie nooit behoorlik gestabiliseer het nie, dan moet jy vir jouself afvra, wat ontbreek hierso? En gaan kyk of jy daarin kan sien, maar moet dit nie onder die mat invee nie. Nog ene is, partykeer is dit nodig om miskien 'n ete te reël. Miskien het jy nodig om daai erkenning uit te spreek. Miskien het jy nodig om 'n doelbewuste gesprek te gaan voer na die afstand. Maar weet net dat woorde alleen is nie genoeg nie. Hy vereis dat jy die prosedure volg. Ons het nogal gedink oor hierdie ene vir die Kahila. Dis mense wat gewond is, wat Sa'arat is, as hulle uitgedryf word op 'n betekenisvolle manier, dan is daar ook 'n betekenisvolle manier om te kan terugkom. Nee? En as dit nie behoorlik uitgevoer word nie, dan is ons onvoldoende opgerig. Ons kan nie dit so doen nie. So, ons sien dat die Torah is nie beïndruk wanneer ons dit op daai manier doen nie. Ons moet die proses volg. Kom ons kyk nou weer eens wat sê ons hier rondom hierdie les vir die Kohen. Dink aan 'n restaurasie in jou lewe of in jou gemeenskap wat verklaar, jy weet wat verklaar is, die restaurasies verklaar, maar dit is nie voltooi nie. Waar iemand die regte dinge gesê en bedoel het, maar dit is nie afgehandel nie. Waar vergifnis aangebied en aanvaar is, maar die restituisie het byvoorbeeld nooit plaasgevind nie, die verhouding het nooit weer sy voete gevind nie. Wat het ontbreek? 'n Getuie, 'n ete, 'n eksplisiete noem van die ding wat die gebrokenheid veroorsaak het, die verhouding gebreek het. Jy sien, die Kohen waai nie net sy hand en hy kondig die Metzora as skoon aan nie. Hy bou iets, hy merk daai oomblik. Hy doen iets sigbaar wat werklik genoeg is sodat iemand wat teenwoordig is nooit sal wonder, maar hierdie ding het plaasgevind nie. Die feit dat daarna hierdie duifies, die skarlaken en al daardie vereistes is, maak dit baie duidelik, dis baie, jy weet, daar's 'n duidelike dag dat hierdie ding het gebeur. Jy is nou weer skoon, jy kan weer terugkom. En Yeshua doen dit konsekwent. Hy sal modder op 'n ou se oog gaan sit. Hy sal die ou sê, steek jou hand uit. Hy sal 'n ete in Saggeus se huis gaan eet, né? Hy doen dit. Hy vat nie 'n verbale kortpad wanneer die oomblik iets spesifiek of iets fisies vereis nie. Nou, weer eens, jy weet, as al hierdie goed wat ek jou vertel het van Yeshua, die roog was by elkeen van daai herstelle was hy teenwoordig. Hy weet wat elke persoon nodig gehad het. So, wanneer jy hierdie herstel wil doen, en jy weet nie hoe dit moet lyk nie, dan vra jy. Vra net die vraag. Vra tog net met hom. Jy sien, dis waar die belangrike ding inkom. Weet jy, dis vir my verstommend gewees om te moet besef, dat daar is hierdie sonde van biddeloosheid. Waar mense nie gaan bid nie, waar hulle net uitsprake gee van dis hoe hulle dink Vader sê dit moet wees, in steede daarvan om te gaan uitvind, dis wat Vader sê hoe dit moet wees. As dit tussen my en hom is, dan is dit soos wat hy sê dit is. Goed. Nou kom ons terug na die begin, na Vayikra 12 toe. 'n Vrou wat geboorte gee, sal Tamai wees. Sy sal Tamai wees. Met ander woorde, sy het sopas geboorte gegee, iets buitengewoon het gebeur, haar hele liggaam is daardeur, daar het 'n lewe daardeur gekom, né? Daar het 'n lewe daardeur gekom, sy is op die rand van iets groot en onbeheerbaar, en sy het teruggekom as iemand nuut. Okay? So sy is verander, sy het nie meer dieselfde, weet, sy is nie meer dieselfde persoon as wat sy 9 maande van tevore was nie. Sy is nou iemand nuut, sy is Tamai, sy is Tamai op hierdie stadium. Maar sy het nie gesondig. Maar sy het nie gesondig nie. Ja. En weer eens, jy weet, as mense hierdie goed lees, dan wil jy half dink, hoorie, maar is daar skade en 'n skande daarin om geboorte te gee, om swanger te wees, is dit vuil. Dit is nie dit nie, dis nie een van daai dinge nie. Dis net 'n oomblik in tyd, wat te swaar is, dat sy in haar gewone routine opgeneem kan word. En dis hier waar iets gebeur, wat daai kategorie verander.
As iets wat in hierdie vrou se liggaam gebeur, wat nie net, dit kan hanteer asof dit 'n gewone Dinsdag is nie. Die Torah staan daarop, dit moet gemerk word as jy's vir daai tyd is jy onrein. Maar dit beteken nie jy is sondig nie. Maar die Torah maak ook voorsiening vir, soos jy praat van die drempelseisoene, vir 'n huwelik. 'n Man gaan nie oorlog toe vir 'n jaar nie. Dis deel van my, dis Is presies. presies daai selfde kwessie, net so met iemand wat iemand aan die dood afgestaan het. Ja. Daar word voorsiening gemaak, maar die gemeenskap het baie keer hierdie houding van, hoorie so, daar word 'n oordeel oor jou uitgespreek omdat jy nie net kan aangaan nie. En jy word uitgekry vir 'n klomp goed wat so onsensitief is en eintlik wil jy vra, waar's die genade hier? Waar is die opregte belangstelling en die ondersteuning en die oordeling hier? Ja. Maar yes. So, ons het nodig om te kyk na ons eie empatie en so, jy weet, want weet jy wat, kyk wat gebeur, nou het die vrou geboorte gegee, nou kry sy 4 maande. Sy kry 4 maande, wat noem hulle dit, pregnancy leave. Ja. Né? En daarna moet sy die kind gaan plaas in 'n crash en moet die lewe net eenvoudig aangaan, jy weet, want die besigheid staan stil en jy moet weer terugkom in die normale patroon, maar dis wat die Torah sê, ons nee, staan stil in hierdie hele tyd, né? So, ons doen hierdie goed so maklik wat ons sê, hoe gaan dit met jou, maar ons staan nie stil om te hoor wat regtig eintlik aangaan nie. Okay. So, wat sou mense nou gedoen het? Ja, ek dink hierdie het ons nou al gesê, jy weet, gaan vra jouself af, watter periode is daar in jou tyd wat jy nooit volledig aandag aangegee het nie, en gaan merk dit nou as jy moet. As iemand in jou huishouding deur 'n groot verandering gaan, moet dit nie net as 'n roetine ding sien nie, noem dit en wees daar om vra, wat kan ek vir jou doen? En as dit kom by ons gemeenskap, kyk na jou praktye, gaan kyk na ons, hulle gaan deur troues, hulle gaan deur siektes, hulle gaan deur begrafnisse, hulle gaan deur lang seisoene van spanning. Gaan en kyk na wat is hulle seisoen, waarmee kan jy hulle help? Weet nie as ons nou vir mekaar sê, maar jy is nou die Cohen, kyk rond in jou gemeenskap, in jou huishouding, jou kring, en vra, wie is dit wat tans in so 'n seisoen is? Dit moes nie noodwendig krisis nie, dis 'n oorgang, dis 'n geboorte, dis 'n diagnose, dis 'n herstel, né? Dit kan 'n verlies wees wat maande terug gebeur het, en wat net een keer erken is, en toe die geraas vir dit nou maar net verdoof. Dis wat jy, so ek sê weer, die Cohen se rol is nie om hier die drempel te beoordeel nie, moet net erken, en dan moet ons sien, wat het Yeshua gedoen? Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld, wat het hy gedoen? So stap hy in Markus 5, daar's 'n vrou, daar het ons daai gedeelte gelees, né? Sy het vir 12 jaar het sy 'n drempelseisoen beleef. Vir 12 jaar lank het sy alles probeer om van haar bloedvloeiing ontslae te raak. Sy is nou onrein. Sy het dit gedra. Sy neem 'n besluit. Sy neem daai dag 'n besluit. Die skare het bly beweeg, hulle is dringend, van alle kante af dring hulle. Maar Yeshua, hy voel die krag uitgaan, hy stop, hy draai om. Hy vind haar binne daai gedruis en daai geraas. En dan noem hy haar publiek, dogter, jou geloof het jou genees, gaan in vrede. Okay? So, vir al die ander rondom hom was haar probleem onsigbaar. Dit was sigbaar vir hom. Die Ruach in jou dra daai selfde sensitiwiteit. Hy sal jou bring by daai drempelseisoene van die persoon, van die skare by wie jy so verbyloop. Né? Jy moet jouself afvra, is ek nie besig om te vinnig te beweeg, dat ek nie kan hoor wat hy my sê nie, en nou mis ek dit waar ek moet stop om iemand te help. Want dis wat jy geroep is om te doen, jy's 'n Cohen. Ek wil jou uitdaag om hierdie week een so persoon te gaan soek, en om, weet nie 'n dramatiese ding daarvan te doen nie, net te kan gaan sê, ek sien waar jy is, dit maak saak, jy is nie onsigbaar nie, dis wat ek vir jou kan doen, dis wat ek ervaar Vader vir jou sê. Goed, die 6de ene,
Ons het gesien die ballingskap het 'n vorm en hy het ook 'n einde. Ons het dit nou vir jou mooi verduidelik. Die probleem word genoem, jy word afgesonder, die kouen gaan uit, dan is daar 'n terugkeer. Dis die patroon van Tazria Metzora. So met ander woorde, die teks maak voorsiening vir 'n wildernisseisoen, maar hy wil nie hê dat jy moet kamp opslaan by daai wildernisseisoen nie. Hy wil hê jy moet terugkom in die kamp in. Goed, kan jy sien? So die Torah wil regtig, hy vra regtig dit van jou. Daar sien jy die hele prentjie eintlik weer uitspeel. Na die kouen kom, die seremonie kom, die voël word vrygelaat, die persoon kom terug. Dit is alles ingebou in die teks. Maar waar is jy op die oomblik in die patroon, in daai diagnose? Is jy buite? Né? Of is daar hulp wat aan die kom is vir jou? Is dit 'n ongemaklike werk om 'n hertoetrede te bewerkstellig? Dit is die goed waarna ons moet kyk. So, as iemand in jou storie is, hulle nou nog in ballingskap is, bou jy hoop in hulle lewe in? Ek dink ons is nodig om te kyk na hierdie patroon. Goed, kom ons kyk na wat sê die kouen hierso. Die kouen gaan vir ons die volgende sê. As jy by 'n persoon aankom, jou aankoms sê vir daai persoon iets sonder dat jy 'n woord gesê het. Hy het nie geweet iemand kom nie. Hy was so lank buite dat dit al vir hom permanent gevoel het en toe verskyn 'n figuur wat na hom toe kom. En dan voordat enige woord gespreek word, begin hierdie storie verander, want skielik begin hy besef, maar hierdie ballingskap kom op 'n einde. Die storie is nie verby nie, hy is nie vergete nie. Ek dink dis die belangrike ding van hierdie laaste stap. Daai prentjie daarop, daai sê so baie, né, om daai persoon te kan help om weer terug te keer na die kamp toe. Kan jy dink, iemand sien jou as die kouen en jy kom aangestap en hy weet die tyd van sy ballingskap, van sy tsarat, van sy aangetastheid, dis nou op 'n einde. Dis asof jy dit in daai oomblik net weet. En jy weet dat die skepper van die hemel en die aarde het jou nie vergeet nie. En die skepper van die hemel en die aarde het iemand gestuur om jou deur hierdie seisoen te help. Die skepper van die hemel en die aarde het 'n patroon ingebou waar hy jou kan bring terug na hom toe, terug kan vat na daai tabernakel toe wat daar vir jou wag, waar jy weer kan teruggaan na daai brandofferaltaar toe, waar jy weer kan teruggaan, as jy dalk 'n kouen is, om by die waskom uit te kom. Verstaan jy? Maar die punt is, een kouen is nodig om hierdie ding in werking te skop. Is jy daardie kouen? Is jy daai ene? Die laaste punt wat ek hier gemaak is, ek en jy het nodig om die skrif se woordeskat te leer, né? Wanneer hy praat van die seder en die skarlaken en die hyssop, weet net, dis 'n patroon wat dwars deur die skrif gaan kom. Jy sien dit verskyn in Vayikra 14, jy sien daai hele suiweringsseremonie van die Metzora, die twee voëls, die sederhout, die skarlaken, die draad, die hyssop, selfs die bak met die water, die erdekruik. So, jy het gesien, né, dat hierdie goed, hierdie seder, hierdie skarlaken, hierdie hyssop, dis by die eerste Pesach is dit ook gebruik. Neem 'n bossie met hyssop, doop dit in die bloed, smeer dit aan die kusyn. Jy het dit in Tehillim 51 gehoor, Dawid het uitgeroep, reinig my met hyssop en ek sal skoon wees. Jy het dit ook in Bamidbar 19 gevind, waar die redheffer geoffer is vir die suiwering van die kontak met die dooies. Jy sien dit in Johannes 19, waar daai hyssop met daai wyndeurdrenkte spons na Yeshua by die folterpaal gegee word. Dis dieselfde prentjie, mense. Hierdie is nie net 'n detail wat vir jou gegee word wat nie werk nie. Jy moet gaan kyk na daai detail en speel dit in jou lewe uit. So, hyssop verskyn waar die bloed toegedien word. Skarlaken dra daai bedekking en daai teken. Die volwassenheid in die Torah studie beteken om regtig daai innerlike gesprek van die skrif te hoor, soos wat ek nou vir jou al hierdie skrifte, al hierdie plekke, al hierdie konsepte gegee het. Hoor daai innerlike gesprek van die skrif. Nie net een hoofstuk op 'n slag nie. So,
Miskien het ons nodig om vandag of hierdie week te gaan en te sê, goed, die sederhout, maar hoe pas dit in my lewe in? Die skarlaken, die hyssop, en dit nie net alles so saam in 'n pot te gooi en sê, ja wel, Yeshua het nou al hierdie vir my gedoen nie. Gaan kyk wat elkeen van daai elemente beteken het, want hy het elkeen van daai elemente wat hy toegepas het, hy gevat, het hy op jou van toepassing gemaak. Hy is die een wat jou afsonder as die Kohen. Weereens, selfs in jou huis, vra, waar het ons hierdie goed al voorheen gesien? Laat die skrif daai strome vir jou wys, soos wat ek het nou net vir jou gegee het. Ook in jou kahila, laat mense, geleer word, nie net om die gedeelte te sien en dit te lees en te dink, wel is die van vir ons van toepassing nie. Gaan kyk na waar oralste kom dit vir ons voor in die skrif. Die laaste ene, en daai prentjie wat jy weer eens daar sien, dit spreek weer eens boekdele, né? Die Kohen in Levitikus 14 kom nie daar, hy kom nie net met 3 voorwerpe aan, en ek wil nie jy moet hierdie punt verloor nie, hoor mooi wat ek vir sê. Die Kohen weet wat daai seder beteken, hy weet presies wat die hyssop was. Hy het in die skrif, daai geheue wat in die skrif is, dit het hy in hom. Dit herinner hom wat hy hanteer, wat hy vashou. En jy word gevra om dieselfde ding te doen. Jy kan nie mense bedien as jy nie die woordeskat van die skrif ken nie. Jy kan nie na iemand as 'n patroon van ballingskap en terugkeer gaan kyk as jy nie daai patroon deur die skrif gevolg het nie. Jy kan nie die hyssop betekenisvol vashou as jy dit opgetel het sonder om te weet waarvoor dit gestaan het nie. So kies hierdie goed uit die parasha uit en gaan dink daaroor en kyk hoe dit op jou van toepassing is. Presies wat Yeshua gedoen het. So die laaste woord, en dit sien jy daar, gaan kyk na al daai skrifte in Shemot 12, en ek het dit net nou vir jou gegee, so jy kan neem 'n skermskoot daarvan, gaan kyk daarna, want dit kom alles daar voor. Ek wil net afsluit, hierdie gedeelte wil ek net afsluit om te sê, hoekom Yeshua so presies by hierdie parasha inpas, né? Les 1, as jy gaan kyk, hy gee eerlike insig. Jy sien dit in Johannes 9. Voordat hy genees, sien hy. En wanneer sy taal mediem na die verduideliking reik, wie het gesondig, dan weier hy dit, né? So hy sien net, hy maak nie uitspraak nie. In die tweede les het ons gesien dat lyding is nie 'n uitspraak nie. Weer eens in Johannes 9 maak hy 'n duidelike punt, 'n verklaring. Nie hierdie man of sy ouers het gesondig nie. Hy sê dit direk, hy sê dit in die openbaar voor hy optree. By die derde les het ons gesien, Markus 1, vers 40 tot 45, in daai lys van sleuteltekste, dan sien ons, hy raak aan die Metzora. Hy reik uit. Hy gaan uit na hom toe, né? So die genade het eerste beweeg. Hy het eerste daai grens oorgesteek. Sal jy vandag daai grens oorsteek? Die eerste ene wees om uit te reik na die een wat in Metzora verkeer. Dan het ons in les 4 gesien, né? Die beliggaamde herstel, hoor by die ruach, wat moet jy doen? Dalk het jy nodig om modder op iemand se oor te sit, dalk het hy net die aanraking nodig. Dalk het jy nodig om soos Yeshua met Zacchaeus te gaan eet, of selfs met die hoere en die tollenaars, for that matter. Jy sien Yeshua weier gereeld en konsekwent die verbale kortpad. Hy bou fisies dit wat plaasvind hier in parasha Tessania Metzora. Die 5de les het ons gesien dat die vrou met die bloedprobleem, wel, sy het met daai probleem geleef, maar sy het een ding besluit, skare of nie skare nie, en of hulle nou gaan onrein raak of nie. As hierdie die een is, die man is, die Messias is wat die genesing kan bring, dan gaan sy aan sy soom raak, aan sy tsitsits raak, en hy ervaar dit, hy draai om en hy noem haar dogter, hy noem haar nie jou uitgeworpene, jou wat, hy sê vir haar dogter van Abraham, jou geloof het jou gered, gaan, net wees heel. In les 6 sien ons, elke ballingskap het 'n einde, né? Die Vader wat in
dis die bekende verhaal van die verlore seun. Die vader wat in Lukas 15 hardloop, dis die Cohen wat buite die kamp gaan. Hy gaan haal die seun. Verlossing het vandag na hierdie huis gekom, né? En dan in les 7, dan het ons gepraat oor die woord se woordeskat. Gaan kyk na wat is die woordeskat wat Yeshua gebruik. Hy maak die hele dag oop. Hy wys vir hulle die patroon waardeur hulle moet loop. Hy is die een wat sy Talmudim leer om daai innerlike gesprek van die skrif te hoor. Die Ruach is die een wat 'n spesifieke rol het. Dis hy wat die priesterlike kommissie van 'n bevel na hoedanigheid omskep. Ons het vir julle gewys daar in Jeremia 31 en Jesegiel 36. Hy is die een wat die Torah op jou hart skryf. Hy gee vir jou daai priesterlike instink. Hy gee vir jou die bereidwilligheid om eerlik te kyk, om valse verklaringe van lyding te weier, om eers te buite te gaan, om werklike forme van herstel te bou, om daai drempels te merk, om hoop te gee vir die wat sonder hoop is. Weereens, hier sien ons, dis die Ruach wat van binne na buite werk. So dit is waar ek en jy inkom. Ons moet van binne na buite werk. Hier het ons gesien, baie tyd spandeer by Yeshua die Cohen, wat die Kohanim opgelei het. Ons sien hoe hy dit gedoen het. Wanneer ek en jy die groot opdrag kry, doen ons dit. Gaan, genees die siekes, genees die malaatses, wek die dooies op. Ons het dit daar gelees, staan op ons skerm. Dis wat ons moet doen. En dit bring ons dan eintlik by die einde van hierdie gedeelte. Wat sou 'n mens sê, wat vat jy hiervan weg? Ek dink die ding wat die meeste vir my opgeval het is, hoekom het Vader soveel tyd gevat om vir ons 88 verse te gee, ondersoek, ondersoek, ondersoek en nogmaals ondersoek. Nie judge nie. Net ondersoek. Weet jy wat dink ek wat gebeur in die ondersoekproses? Is Vader doen iets met die Metzora, maar hy doen ook iets met die Cohen. Die Cohen is besig om nie 'n haastige besluit te neem nie. Hy het hierdie inligting bymekaar gemaak. Sekerlik gaan daai Cohen wat nou weer teruggaan in die kamp in, dan gaan hy, Vader, wat sê u oor hierdie saak? Vader, wat wil jy moet ek doen? Vader, wat is die regte dag wat ek moet uitbeweeg na hierdie persoon toe? Vader, miskien het hy nodig om so 'n bietjie empatie op te moet bou, weet vir hierdie persoon wat aangetast is. Mens weet nie, maar ek kan vir jou dit sê, ek weet net dit. Dis nie alleenlik die Metzora wat hierdeur geraak word nie. Die Cohen word ook verander, want hy sien hoe Jahweh deur hom daai verandering in hierdie persoon se lewe bring. Mag jy die Cohen wees wat luister na dit wat Vader vir jou sê, hoe Ruach jou dring om die verskil in 'n ander persoon se lewe te gaan maak.